Goeienaand en baie welkom by ons goeie nuus om 7, soos wat ons dit ook maar elke woensdag aand het. Nou ons het laas bietjie gekyk na die herders en hulle rol in Kersfees. En vanaand kyk ons dan na Herodes, koning Herodes, of hy staan ook maar bekend as Herodes die Grote. En sy geskiedenis lees ons bietjie in Matteus 2, maar voordat ons dit dan ook saam lees, kom ons bid saam. Here, U is groot en almagtig, U is ons wonderlike Heerlike God, die een aan wie ons alles te dank het, ons hele bestaan, alles wat ons is, alles wat ons het. En daarvoor kan ons U nie genoeg loof en prys en dank nie, Here, dat U op grond van U groot genade ons U sin gemaak het, dat ons 'n nuwe identiteit gekry het. En daarom ook ons gebed, Here, dat U vanaand met ons deur U woord ook mag praat en dat ons ook daardeur mag leer, nader aan U mag groei en dat ons verwondering van U seun wat mens word, dat dit net groter en groter mag word. Ons bid vir U lig en leiding, ons bid vir U Gees, o Here, en ons doen dit in Jesus Christus se naam. Amen. Nou ja, lees gerus saam met my wat sê Matteus 2. Jesus is in Bethlehem in Judea gebore tydens die regering van koning Herodes. Na Jesus se geboorte het daar sterrekykers uit die ooste in Jerusalem aangekom en gevra, waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om aan hom hulde te bewys. Toe koning Herodes hiervan hoor, was hy en die hele Jerusalem saam met hom ewig ontsteld. Hy het toe die priesterhoofde en die skrifgeleerdes van die volk bymekaar geroep en hulle uitgevra oor waar die Christus gebore sou word. Hulle het hom geantwoord, in Bethlehem in Judea, want so is dit deur 'n profeet geskrywe. En jy, Bethlehem, gebied van Juda, jy is beslis nie die kleinste onder die leiers van Juda nie. Uit jou sal 'n leier voorkom wat vir my volk Israel 'n herder sal wees. Daarna het Herodes die sterrekykers in die geheim ontbied en noukeurig by hulle vasgestel wanneer die ster verskyn het. Hy het hulle na Bethlehem toe gestuur met die woorde, gaan doen noukeurig ondersoek na die kindjie en as julle hom kry, laat my weet, sodat ek ook aan hom hulde kan gaan bewys. Nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek, en kyk, die ster wat hulle sien opkom het hulle gelei totdat dit gaan staan het bo die plek waar die kindjie was. Toe hulle die ster sien, was hulle baie bly. Hulle het in die huis ingegaan, en die kindjie saam met Maria, sy moeder, gesien, en hulle het gekniel en aan hom hulde bewys. Daarna het hulle reissakke oopgemaak en vir hom geskenke uitgehaal, goud, wierook en mirre. En omdat God hulle in 'n droom gewaarsku het om nie na Herodes toe terug te gaan nie, het hulle met 'n ander pad na hulle land toe teruggegaan. Nou, watter rol speel Herodes in die gebeure rondom die geboorte van ons Here Jesus Christus? Nee, dit is die vraag wat ons vanaand vra. Hoekom moes Herodes ook daar wees? Want elke persoon het tog 'n funksie om die geheel prentjie van hierdie wondergeboorte ook mooi in te kleur. Nou goed, Herodes die Grote, so staan hy bekend in die geskiedenisboeke buite die Bybel. En dit is so, hy was 'n besondere begaafde leier wat baie vermag het. Nee, hy was 'n koning wat deur die Romeinse owerheid aangestel is met die titel die koning van die Jode. En Herodes was bekend vir sy groot werke. Nee, hy het groot projekte aangepak en gebou. Onder andere die tempel in Jerusalem. 'n Tempel wat Salomo se tempel soos 'n gehuggie laat lyk het. Daarbey saam was Herodes 'n baie goeie administrateur. Maar ten spyte van dit alles was Herodes ook eintlik maar 'n swakkeling, 'n patetiese figuur. Nee, hy het die moeilike taak gehad om oor mense te regeer wat net absoluut geen respek vir hom gehad het nie. En die rede daarvoor was hy was half Jood en half Edomiet. En dit was nie vir die Jode aanvaarbaar nie. Hulle het Herodes maar net gesien as 'n pion van die Romeinse ryk. Hulle het ook nie vir hom respek gehad nie, want hy het ook boonbehalwe die tempel in Jerusalem ook ander afgodstempels opgerig in sy poging om nou almal se gunsteling te wees. Nou, om sy koninkryk te behou, moes hy sy posisie handhaaf en dit het hy dan ook gedoen deur wrede en geslepe metodes te gebruik. Hy het absoluut met vrees regeer. En daarom wat ons lees dat Jerusalem ook ewig ontsteld was toe hulle hoor van 'n kindjie wat gebore word, die koning van die Jode. So uit die gebeure rondom Jesus se geboorte kan ons dan iets van Herodes se karakter sien.
Ja, hy wil onmiddellik enige teestand vernietig. Hy is die hele tyd besig om oor sy skouer te kyk. Hy onsien niemand nie klein kindertjies nie. Trouwens, hy het ook sy eie vrou en 3 kinders laat vermoor uit wantroue en dat hulle dalk sy koningskap gaan bedreig. Toe Jesus gebore was Herodes min of meer 69 jaar oud. Dit was so 3 jaar voordat hy self ook gesterf het. En selfs toe nog was hy aktief en 'n doener nie. Ons lees in die gedeelte, hy roep by mekaar en hy vra uit en hy ontbied en hy beveel en hy word woedend en hy stuur soldate om die kindertjies te vermoor en dan sterf hy self ook. Nou, moet ons nie dink Herodes tree op in 'n ligleegte nie. Nee, ons sien eintlik maar die slang van ouds wat die hele tyd besig is om in die hakskeen te byt. Want reg deur die Ou Testament sien ons hoe die Satan ook die koms van die Messias probeer keer. So al probeer die Satan en sy bondgenootskap Herodes hoe hard om die geboorte van die redder te keer, die Here bly maar net eenvoudig in beheer. So Herodes wys eintlik vir ons die wêreld waarin Jesus gebore is. Dit is 'n wêreld vol teestand. Ons lees iets van die ander kant van die Kersverhaal, die kant wat ons nie sommer in Kersfees opvoerings afbeeld of waaroor daar gesing word in ons liedere nie. En dis die kant van die sondige wêreld, 'n wêreld van haat en wantroue en geweld, 'n wêreld waarin die bloed van kindertjies vloei en mense nie ruimte vir mekaar gee nie. 'n Wêreld vol slinksheid en wreedheid en bedrog en manipulasie, 'n wêreld waar die Satan skynbaar regeer. Ja, dis die donker kant van Jesus se geboorte. Nee, want ons ken die Kerstoneel met die stal en die vreugde en die herders en nies meer. Ons hou daarvan om te sing van die sterre en die lig, maar dis 'n alwe werklikheid. Daar was ook hierdie donkerte en ons moet dit nie miskyk nie, want dit is eintlik die hele rede vir Jesus se koms. Jesus kom na 'n donker wêreld vol sonde en hy kom juis om lig te bring. So die genade van God en die geboorte van Jesus Christus, is nie in 'n ligborrel nie. Jesus kom na 'n sondige wêreld toe. En dit is hartseer, ja, maar dis juis hoekom die wêreld 'n redder nodig het. Want sedert Herodes en nou het daar nie eintlik enige iets verbeter nie. En dit gee vir ons troos vandag, nie, want mense skiet nog steeds op mekaar en kindertjies sterf nog steeds in bloedige geweld en hongersnood en oorloë. En politieke leiers probeer nog steeds mag handhaaf deur ongelooflike dinge wat aan die donker gebeur. Baie woelinge en slinkshede. En dan moet ons nie net aan die politieke leiers van die verlede of die Here kyk of selfs na ons eie kontinent kyk nie. So lyk dit ook in baie opsigte in my en jou lewe ook. Nee, ons probeer ook maar onsself handhaaf en benadeel as dit onsself, of ander mense benadeel as dit onsself bevoordeel. Ons kan ook so maklik dink ons is beter as ander en ons is nie so sleg soos daai een nie. Dis die wêreld waarin Jesus gebore word. Dit is die evangelie. Dat Jesus moes juis in hierdie stikkende wêreld inkom om die bose te kom oorwin. Juis omdat daar soveel onreg en haat is, moes die Messias gebore word. Juis daarom moes hy later sterf, sodat dit vir my en vir jou moontlik sal wees om in sy naam weer lief te hê en vrede na te jaag en minder te word, sodat hy kan meer word. Jesus se genade is nie goedkoop nie, is nie maar net 'n bolangse vernislaagie wat gesmeer word nie. Dis nie 'n idilliese manier wat vanuit die hemel uitgeval en eenstaps was dit daar nie. Ja, Jesus moes 'n lewe van lyding en stryd deurgaan, sodat hierdie genade van verlossing uit 'n donker wêreld 'n werklikheid kan word. En dit is tragies, ja, maar dis die plek wat Herodes inneem. Hy probeer die pad van God met sy verlosser dwarsboom. Sy dade word eintlik 'n sinnebeeld van die wêreld wat heeltyd die verlosser verwerp. En ons sien dit in die res van Jesus se lewe ook. Nee, hy doen die ongelooflikste wonderwerke. Hy doen verskriklik baie wonderwerke. Johannes sê hy kan nie eers alles beskryf nie. Maar die mense bly hom verwerp. Mense sal dink as ons al die wonderwerke gesien het wat die mense daai tyd gesien het, dan sou ons daarom regtig 'n sterk geloof gehad het. Maar dan onderskat ons eintlik die sonde en die mag daarvan in ons harte. En dit is slegs deur die krag van die Heilige Gees wat 'n sondige hart oopbreek en ontvanklik maak vir die evangelie.
So genadiglik, ondanks Herodes, ondanks sy mag en sy wrede pogings, gaan God voort met die pad wat vir Jesus Christus bestem is. Die pad van verlossing. Ja, Herodes probeer by die wyse manne uitvind, waar is Jesus? Hy raak baie ontstel as hy hoor van hierdie geboorte. Nee, die Griek sê, hy was letterlik geskit. Nee, hy was omgekrap, nie, is dieselfde woord wat gebruik word in die nag, toe die disippels iemand op die water sien loop het en gedink het, dis 'n spook, nee, dis daai geweldige verbasing en skok en wat gaan nou aan, waar, nog 'n koning wat gebore word, waar kom hulle daaraan? Maar dan dadelik roep hy die priesterhoofde en die skrifgeleerdes, hy maak dit nie af as net 'n storie nie, as daar sprake is van 'n ander koning, dan moet hy dit ondersoek. Hy wil uitvind waar is die kind gebore, hy wil presies uitvind wanneer is die kind gebore, en dan sê hy, maar laat weet my, want ek wil ook aan hom gaan hulde bewys. Kwanshuis, nee, belaglik, dat Herodes aan 'n klein baba kindjie hulde sal gaan bewys. Maar geslepe, agteraf, skynheilig, dis die eerste aanvalsmetode, wat die Satan ook maar gebruik. En soms slaag die strategie, maar Jesus se Vader beskerm en hy bewaar. Die Here is alwetend en hy sê vir die manne in 'n droom, hulle moet met 'n ander pad huis toe gaan. Sien julle wie is en weer? Wie is groter as menslike planne wat deur die Satan aangevuur word? Want jy sien, God se seun kan nie nou al sterf nie. Maar so makliker is die Satan nie, ook nie Herodes nie. Toe hy uitvind, hy is deur die wyse manne, dat hulle met 'n ander pad huis toe is, raak hy woedend, en nou is die geslepenheid en so verby. Geen toesmedery, geen skynheiligheid nie, net 'n wrede opdrag, seentjies van 2 jaar en jonger, moet in Bethlehem doodgemaak word. Nee, hoe ver kan 'n mens se desperaatheid nie gaan nie? Hoe vreesbevange is die Satan nie vir die seun van God nie? Kindertjies word vermoor, en ons weet nie hoeveel nie, maar min of meer ongeveer 30 gesinne van die inwoners van hierdie klein dorpie word in rou gedompel, as gevolg van die vrees, die magsbeheptheid van een man. En dit is verskriklik. Josef ontvang opdrag deur die engel van die Here, gaan vlug na Egipte toe. Die land wat God ook vroeër gebruik het om vir Jakob en sy huis in hongersnood te sorg. Die land wat die volk vroeër verdruk het, en later dan ook valse beloftes en bondgenote gegee het. Maar die Here is in beheer van nasies en volke, en nou gebeur hy Egipte weer, want die verlossingspad van Jesus moet juist in Egipte begin, want dit is wat voorspel is. Uit Egipte het ek my seun geroep. En dan word Jesus op so 'n manier iets van die eintlike Moses, nee, die een wat die mens van ons sonde sal verlos. Sy pad sou ook soos die woestyn tog 'n pad van lyding wees. Geliefdes, en dit moet ons net weer besef, nee, die Here kom nie net en red nie, nee, daar's 'n plan, 'n fyn uitgewerkte plan van verlossing wat afspeel, en Herodes dink hy is in beheer. Kort daarna is daar van Herodes niks hoor nie. Ja, hy sterf op 'n tragiese manier, op sy sterfbed laat hy nog 'n seun vermoor, want hy dink hy bly in beheer, maar dan sterf hy, en niemand is eintlik baie hartseer daaroor nie. God regeer, hoe magtig mense ook al dink hulle is. Maar Herodes was ook deel van die gebeure rondom Jesus se geboorte. En hom sien ons die pad van die verlosser, 'n pad van lyding, dat die pad van die verlosser 'n pad van lyding sou wees. Van babatyd af gevlug, hy is nie welkom in die wêreld nie, jakkals het gate en voëls het neste, sê Jesus. Maar die seun van die mens het nie eens 'n plek om sy kop te rus nie. En hy sou verneder word sy hele lewe lank. Sy pad is die pad van die kruis. Die skaduwee van die kruis val reeds oor die krib in Bethlehem. Die stryd om die bose te oorwin begin al reeds daar. En dit sou toeneem en dit sou uitloop op bloedvergieting op Golgotha. Ja, die kindjie se lewe is in gevaar, maar hy kan nie nou al sterf nie. Sy lewe word bewaar, sodat hy aan die kruis dit later willens en wetens self sou kon aflê. Totaal anders as koning Herodes het Jesus dan ook liefde en selfopoffering en gehoorsaamheid aan die Here uitgeleef. En hy sal regeer tot in ewigheid. Ironies, net dat hierdie Herodes die Grote, hierdie magtige koning, totaal onmagtig word. En die onmagtige kindjie wat moet vlug, die een is wat heers tot in ewigheid. Soos, ons kan ook maar dit tydens Kersfees onthou, en dat ons nie die seer en die hartseer van die wêreld miskyk nie, want dit is daar.
Dat ons nie verblind word deur 'n skyn van klomp liggies wat oor ons skyn en vergeet dat ons eintlik in 'n seer en 'n donker wêreld woon nie. Want van toe af tot nou toe skree die wêreld eintlik vir iemand om te kom verlos en wanneer Jesus kom dan word hy verwerp. Dink daaraan dat ons Here Jesus dan ook gaan weerkom om die trane van ons oë te gaan kom afdroog, om alles nuut te maak. En as ons al die dinge sien wat ons nie verstaan nie, dan kan ons net daaraan vashou, ons Here regeer. Te midde van maghebbers en oorloë wat dink hulle regeer en wat dink hulle is in beheer, wat môre dalk nie eers meer daar gaan wees nie, is Jesus nog steeds daar. En ek en jy moet dit ook in ons eie harte kyk, ook die boosheid in ons eie harte raak sien, om te besef, dit vat 1 druppel olie om sommer baie liters water te besoedel, net 1 sonde om ons verwerplik te maak, en tog lewe ons in Christus en ons vry en het ons 'n nuwe lewe gekry, want Jesus se nederige geboorte, sy lyding, sy bespotting, sy verwerping, sy vernedering, sy moord en Godverlatenheid moes eintlik ons sin gewees het. Maar hy kom vat dit. En sy opstanding en sy opvaarding is dan ook ons opstanding en opvaarding. Hy betaal die prys, ons kry die oorwinning, meer as oorwinnaars. En dan sê Jesus, ons moenie bekommerd wees nie, hy kom weer. Die Satan kon nie sy eerste koms keer nie en hy gaan ook nie sy tweede koms kan keer nie. Hy kom weer in heerlikheid om te kom nuut maak. Om daardie verlange na 'n wêreld waar dinge regtig tot voordeel van almal sal wees, te kom stil. Waar hy dan ook weer gaan regeer, nog steeds gaan regeer, tot in al die ewigheid. Amen. Kom ons bid saam. Here, hoe wonderlik om te kan weet dat U nie 'n God is wat U self eenkant gehou het en ons as mense in ons sondeverlorenheid gelos het nie. Maar dat U bereid was om U heerlikheid neer te lê en in Christus gebore, in Jesus Christus gebore te word. 'n Babatjie in 'n krib. 'n Babatjie wat van die begin af nie welkom is nie. En dat U die lig vir die wêreld is en dat die duisternis probeer om die lig uit te doof, maar dit nie reg kry nie. Here, en so sien ons ook nog baie duisternis in die wêreld. U roep ons ook om lig te wees. Mag ons lig bly skyn. Mag ons ook lewe in die naam van Christus. Mag ons ook alles doen tot eer van U naam. Here, dankie vir haar heerlike troos dat ons U sin is en dat niks en niemand dit kan verander nie. Amen. Ek hoop julle het 'n pragtige, mooi, heerlike Woensdag aand en 'n week verder. Groetnis.